oop te maak, want ons gaan 'n rukkie vertoef in Rigter 6 vanoggend. Dit was my 'n baie spesiale boodskap gewees en juis vir hierdie tyd van die jaar het dit my so opgewonde gemaak toe die Here met my hierdie deel. En bid ek regtig, is my gebed dat elke een van ons vanoggend hier sal uitstap met 'n nuwe verwagting, met nuwe moed. Ons sê mos altyd is nuwe jaar en op die kalender is dit nogal merkwaardig, want ons moet die een kalender verwyder om die nuwe kalender te kry en so kom ons aan die einde van 'n maand en ons blaai maar net elke keer om, maar nou is dit nuwe jaar, dankie Susan, en nou moet ons 'n hele nuwe kalender kry. Maar baie dinge wat hier in 2025 begin het, gaan aan in 2026. En baie dinge gaan oorspoel van die ou jaar na die nuwe jaar. Maar tog is daar dinge waarop ons hoop. Tog is daar dinge wat ons hoop. Ek hoop hierdie gaan anders wees. Ek hoop ons wens mekaar altyd die voorspoed toe en ons sê mag hierdie jou beste jaar ooit wees. En aan die begin van 2025 het ons dit vir mekaar gesê. En hier staan ons aan die einde van 2025. En kyk ons terug na hierdie jaar en dan wonder mens, was dit my beste jaar ooit? En dan kyk ons na dit wat voor lê en dan wonder jy, wat lê vir my voor? Dis onbekend. Dit is soos 'n leë canvas wat wag om opgeteken te word. Dis niets. So ja, daar is goedjies wat oorgaan van die ou jaar na die nuwe jaar. Maar ons het mos altyd nuwejaarsvoornemens en ons praat altyd daaroor en dit werk ook nie altyd uit nie, soos wat ons dit wil hê nie. Maar vanoggend kyk ons ook na 'n gedeelte waar daar die heeltyd goedjies is wat gebeur het en wat amper in 'n sirkel beweeg het, in 'n viervoudige siklus herhaal het. En dit het te doen met die Israeliete. Kyk, die Israeliete het 4 goeters in hulle sirkel beleef. Die eerste ding is afvalligheid. Die Israeliete doen wat sleg is in die oë van die Here. Dan is daar slawerny. God gee hulle oor aan die mense rondom hulle, aan hulle vyande. Dan sien hulle is in 'n penarie en dan kom hulle in smeking en hulle roep die Here aan en sê, Here help, en die Here stuur verlossing. En in al hierdie tyd, lees ons in Rigters 1, vroeg in Rigters, dat die Here sê, ek sal nooit my verbond met julle verbreek nie. Ek sal nooit my verbond met julle verbreek nie. En dan wonder 'n mens, hulle wat herhaaldelik verkeerd doen, herhaaldelik in hierdie siklus beland, hou die Here steeds sy belofte. En dwars deur die hele Rigter sien ons nie die antwoord daarop nie. Maar ons sien die antwoord in die Nuwe Testament, toe Jesus Christus as koning van die konings gebore is en God sy belofte hou. Hy hou sy beloftes, gister, vandag en môre. En ons begin juis hier by Rigter 6, waar die Israeliete nou weer in een van daardie geleenthede is, waar hulle afvallig geraak het, waar hulle slegte dinge gedoen het, waar hulle afgode aanbid het, en waar hulle op so 'n plek gekom het, omdat hulle so bang is vir die Midianiete. Ons lees daar, dat hulle in hulle hordes opgedaag het. Hulle het gelyk, hulle kamele so springkane, 'n swerm springkane, so baie is hulle. Die Midianiete, die Amalekiete, net die oomblik wanneer die Israeliete oes te plant, dan kom hulle en hulle verwoes alles. Hulle vat hulle vee, en die Israeliete is bang en verwilderd. Hulle gaan kruip weg in die berge en in die grotte om weg te kom van die Midianiete af. En hulle onthou die Here en roep die Here aan. En nou klink dit
verskriklik om dit so te hoor. Maar my vraag vanoggend, en dis 'n gevaarlike vraag, maar my vraag vanoggend is, doen ons nie baie keer dieselfde nie? In 'n meerdere en 'n mindere mate nie. Doen ons nie dieselfde nie? Wanneer dit met ons goed gaan, dan vertel ons en ons getuig en ons almal hoor hoe goed is die Here vir ons. Maar wanneer die dinge van hierdie wêreld met ons gebeur, die uitdagings van hierdie wêreld, dan roep ons die Here, Here, waar is U nou? Waar is U? Hulle roep die Here aan en die Here stuur 'n engel na Joas se boom, se eikeboom, en hy sit daar in die koelte. En terwyl hy daar sit, staan daar sy seun Gideon, Joas se seun Gideon. En hy is besig om in 'n parskyp waarin jy druiwe bewerk, is hy besig om koring uit te pluis. Nou, dit maak eintlik nie sin nie, want koringdoppies het nodig om op 'n oop deel te wees waar die wind die doppies kan wegblaas, sodat die koring kan oorbly. Hy doen dit binne in die parskyp waarin jy wyn pars. Hoekom doen hy dit? Hy is bang. Hy kruip weg vir die Midianiete. Hy wil nie hê hulle moet hierdie kos ook kry nie. En die engel van die Here kom en hy sê vir hom, die Here is by jou, dapper man. Oh my goodness, ek dink Gideon het vir 'n oomblik gekyk, is hier nog iemand by my? Ons doen dit mos. As iemand vir jou 'n kompliment gee of iemand sê vir jou, "Jo," dan wil ons altyd kyk, jy praat seker nie met my nie. Hy dink so by homself en hy sê, wat is sy reaksie? Hy vra maar okay Here, as dit nou so is, hoekom gebeur al hierdie slegte goed met ons? En dit terwyl hierdie dinge wat aan die voorvaders beloof is, ons sien dit nie. Maar wat hy nie onthou nie, is 40 jaar lank het hulle gesien hoe goed die Here vir hulle is. En in hierdie 7 jaar, toe hulle besluit om van die Here afvallig te raak, het die Here gesê, ek gee julle oor in julle vyande. So al die goedheid het hy nie onthou nie, het hy nie gesien nie. Maar dit wat nou aangaan, Here, ek is in so 'n verknorsing. Waar is U, Here? U sê U is goed. Maar Here, ek sien nie dat U goed is nie. En dit klink miskien hard, miskien doen ons dit nie in so 'n oormaat nie, maar ons kry gedagtes waar ons wonder, hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek bid en ek bid en ek bid en niks verander nie. Hoekom gebeur dit met my? Wat lê vir my voor? Wat gaan verander? Hoe gaan hierdie krisis waarin ek nou is, verander na iets positiefs? Maar die engel sê vir hom, nie net vir Gideon, wat hierdie angsbevange boer is, wat besig is om sy koring in die parskyp uit te pluis nie. Hy sê nie net vir hom, jy is 'n dapper man nie. Hy sê ook vir hom, die Here gaan jou gebruik om die Israeliete uit die mag van die Midianiete te bevry. Nou 2 goed gebeur hier. In die eerste plek sien ons hoe genadig die Here is. Ten spyte van die afvalligheid, kom hulle nader en hulle sê, Here, ek's jammer. En ons gaan nou sien, ek wonder in hoe mate hulle dit bedoel het. Was dit nie dalk net vir hulle baie moeilik, die omstandighede waarin hulle was nie? Want steeds, terwyl hulle die Here aanroep, hou hulle afgode. Hulle het hulle nie verlaat en afgebreek nie. Hulle hou hulle afgode, terwyl hulle die Here aanroep. Maar die Here sê, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en hy sal dit vir ons verwyder. Hy sê in Psalm 103, hy verwyder ons oortredinge so ver soos wat die ooste van die weste af is. In Jakobus 4 sê hy, nader tot my en ek sal tot julle nader. En dan sê hy in Psalm 50, roep my aan en ek sal
jou help. En weer eens hou God sy beloftes. Nooit verander nie, sal nooit verander nie. Die tweede ding is, God kyk anders. Hier sit Gideon, weggekruip van mense, en God kom na hom toe en hy sê, ek sien iets anders in jou. Ek sien, jy's 'n dapper man, terwyl niks in sy omstandighede op hierdie oomblik so lyk nie. Inteendeel, Gideon protesteer en hy sê in vers 15, as ons lees Rigters 6 vers 15, dan sê hy, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. Ek is die onbelangrikste in my pa se familie. Here, ons het 'n baie swak familie, maar ten spyte daarvan is ek nog swakker, want ek is die swakste in my hele familie. Hy sê, ek kan hulle nie lei nie, wat het ek? Hy sê, ek's nie sterk nie. Gideon sê, my familie is onbelangrik. Hy sê, ek het nie leierseienskappe nie, hier sit ek kruip weg. Hy sê, ek is nie gekwalifiseerd hiervoor nie. Doen ek en jy dit nie ook baie nie? Ek het myself verlede week gevang, wat ek vir iemand moes gaan bid, en wat ek gedink het, ek ken nou nie die mense so goed nie, wat gaan ek vir hulle sê? En wat ek die hele tyd so intoe, terwyl ek ry, bid en sê, Here, gee vir my asseblief u woorde, ek weet nie wat om te bid nie. En die Here het deurgekom, want dit gaan nie oor my en oor jou nie, dit gaan nie oor ons trots nie, dit gaan oor ons gewillige hart, dit gaan oor ons gehoorsaamheid om te doen dit wat die Here sê. God stel nie belang in ons resumes nie. Hy stel nie belang daarin nie. Hy ken jou en my deur en deur, en hy ken ons potensiaal. So Gideon sit daar, en dis sy resume, ek is die swakste van almal, Here, en hier kom die engel van die Here, en hy sê vir hom, dapper krygsman, dapper vegter. Want dit is wat hy in hom sien. Dit is waar die herstelproses begin, waar die Here vir Gideon begin oplei, om in sy roeping in te stap. Dit wat die Here vir hom gegee het. Gideon het nie eers geweet hy gaan ingesluit word in Amerika is daar mos 'n Wall of Fame, in die Wall of Faith. Hy het nie eers geweet hy gaan in die muur van geloof, wat in Hebreërs 11 vers 32 tot 35 staan, ingesluit wees nie. Daar staan, wat meer hoef ek nog te sê? Ek kan heeldag besig bly om nog sulke voorbeelde te gee. Dink maar net aan Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en al die ander manne wat God se boodskap moes verkondig. Omdat hulle God vertrou het, het hulle konings op hulle plekke gesit, gedoen waarvan God hou en gekry wat God beloof het. Leeu's kon party van hulle nie verskeer nie. Vure kon ander van hulle nie verbrand nie. En mense kon party van hulle nie met swaarde doodmaak nie. Hoewel sommige hopeloos en swak gelyk het, het God hulle sterk gemaak. Hy het die potensiaal gesien en hy het hulle opgerig om te loop in presies dit wat hy vir hulle beplan het. Ander het weer so stiere in oorloë geveg en die leers van vreemde magte verwilder. Gideon se grootste geveg was nie die Midianiete wat voor lê nie. Gideon se grootste geveg was in homself. Hy het dit nie geglo nie. Hy het homself deur 'n ander bril gesien as wat God hom sien. En daarom is dit elke een van ons nodig om regtig tyd by die Here te spandeer, gehoorsaam te wees aan hom, om te hoor wat hy van my en van jou sê. Wat ons roeping is. Elke een van ons het roeping. Pastoor sê dit baie, en dis die reine waarheid.
Elke een van ons het 'n roeping. Ons hoef nie gekwalifiseer te wees nie. Ons hoef nie te dink ons is die minste in ons familie nie. Ons hoef nie te dink ons is nie sterk genoeg nie. Want God gee sy Heilige Gees. God die Heilige Gees is in ons teenwoordig en hy tree vir ons in. Hy gee vir ons die krag. Ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek moes voor 'n klomp mense getuig het. Dit voel later vir jou of daai stoel brand waarop jy sit. Want dan sit jy so, dit voel regtig asof die stoel iemand om hier met 'n torch of wat ook al daai goed hier onder aan die brand steek, sodat jy nie kan stil sit nie. Maar as die Here vir jou gesê het, staan op en gee getuienis, dan staan jy op en gee getuienis. As die Here vir jou woord gegee het, dan sê jy dit. As die Here vir jou woord gegee het om vir iemand te gaan gee, dan moet ons dit doen. Maak nie saak wat jou kwalifikasie, wat jou beroep is, waar jy is nie. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here, want hy gee vir ons die krag om dit te doen. Die Israeliete smeek God om hulle te help, maar hulle aanbid vir Baal ook. En God sê vir Gideon, begin by die huis. Hierdie beeld, jy moet hom afbreek. Hierdie beeld van jou pa, afgodsbeelde, moet jy afbreek. Voor dit het Gideon, dit was my baie snaaks gewees, lees asseblief saam met my vers 18 tot 20. Gideon het vir hom gesê, dit is in vers 17, as ek u nog net een ding kan vra, gee my tog net 'n teken waardeur ek seker kan wees dat dit u is, Here, wat met my praat. Moet asseblief, hoor hier, dit was vir my baie snaaks, moet asseblief nie van hier af weggaan, voordat ek na u teruggekom het, om my offer hier voor u te kom neersit nie. Die Here sê toe, ek sal vir jou hier wag tot jy terug is. Het was vir my so mooi. Almagtige God, julle, dit het my hart so aangeraak. Dat ons dink baie keer, ek dink baie keer aan ons as mense, so sandkorreltjies op die strand. Hier is nou van julle wat nou al lekker by die strand was en teruggekom het. Ons is so sandkorreltjies en soos muurtjies, en hulle wemel so voor ons en ek dink, ek het baie keer gedink, as ons as mense lyk so voor die Here, maar ons doen nie. Ons doen nie. Hier sê Gideon, Here, wag net hier vir my, ek wil net 'n offer gaan regkry, maar moenie weggaan nie. En die Here sê vir hom, ek sal nie. Ek gaan hier vir jou sit en wag. En dit laat my nog iets dink, nou dit kom nou net so in my hart op, dat dit is hoekom dit so belangrik is om voor die Here stil te raak. Want hy sit daar by ons. Hy het 'n boodskap vir my en vir jou. En hy wil amper sê, moenie weggaan nie. Ek sal hier vir jou sit en wag. Ek het vir jou boodskap. Kom sit hier by my. Ek wag vir jou. Dit was vir my so kosbaar gewees en die teken wat hy toe nou kry is die vleis en brood en die sous wat hy terugbring, sit hy daar op 'n rots neer en die engel raak met die punt van 'n stok aan die rots en alles gaan op in vlamme. En Gideon het nog steeds nie 'n stryd teen trots nie, maar 'n stryd teen angs. En hy vra vir die Here, Here, as u wil hê, as dit u is wat vir my gesê het, u gaan ons red van die Midianiete. U gaan my lei om die Israeliete te red van die Midianiete. Dan wil ek net asseblief nog 'n paar tekens sê. Hy vra vir die Here om die dou op die stuk wol op die dorsvloer te laat nat word. Hy het 'n stuk wol daar neergesit en die grond rondom dit nie. Die volgende oggend is dit presies so en daar staan in die woord geskryf dat hy hierdie stuk wol uitgewring het en dat dit 'n hele houer vol water gemaak het. Maar tog sê Gideon toe, Here, moenie ongeduldig raak met my nie, maar net nog een keer asseblief. Kan ons dit nou omruil? Kan die grond rondom nat word en kan die dou nie op die wol val nie? En ek ken glad nie natuurwetenskappe en goed nie, maar blykbaar is dit heeltemal teen die natuurwetenskap wet. Dit kan nie so omwerk nie, maar dit het gebeur, want God is God. En hy gee vir hom daai teken. En iets gebeur hierso.
Van toe af, in my voorbereiding sien ek iets raak. Gideon het die heeltyd gevra, Here, gee net vir my tekens. Here, gee net vir my tekens. Maar van hier af het God hom so voorberei. Hy het hom so gelei vir die taak wat hy hom voor so toegerus vir dit wat hy vir hom bedoel het, dat hy van hier af nie meer vir die Here vra vir tekens nie. Hy is wat die Here gesê het hy gaan wees. Hy is die dapper vegter wat die Israeliete lei teen die Midianiete. Dit was vir my so kosbaar. Maar as Gideon gedink het, dit wat hy nou beleef het was besonders, dan wil ek die Engelse woorde gebruik om te sê, Gideon, you ain't seen nothing yet. Want dit wat voor lê, is net so merkwaardig, indien nie groter nie. 32,000 mans kom by mekaar om hierdie geveg te veg, saam met hierdie angsbevange, wat voorheens angsbevange boer was. 32,000 man, en die Here sê vir hom, hierdie is te veel mense. Ons moet hulle minder maak. Hy sê, gaan vra vir almal die wat bang is, hulle kan maar huis toe gaan. En 22 van die 32,000 mans gaan huis toe. Gideon sit met 10. Die Here sê nee, dis nog steeds te veel. Hoekom sê die Here dit? Want hy soek nie 'n trotse weermag nie. God soek 'n hart wat oorgegee is. Hy soek 'n hart wat oorgegee is om te sê, ek kan hierdie nie uit myself doen nie. Ek kan nie. Net U kan dit doen. En dit wat volgende gebeur, dis alles goeders wat eintlik nie sin maak nie. 300 mense. God besluit om 300 mans te gebruik aan die manier waarop hulle water drink. Dit klink so, dit kan amper nie wees nie. Maar die woord van die Here is waar, en die woord van die Here is eg, en die woord van die Here staan vas. Hy gebruik hierdie mans om die Midianiete te verslaan, met nie spiese en swaarde nie. Hy gebruik hulle om met ramshorings, leë erdepotte met fakkels daarin. Duisende, duisende, soveel as die sandkorrels, Midianiete te verslaan. Want God doen dit. God doen dit. Sien, 'n gebrek aan verstaan verskoon nie 'n gebrek aan gehoorsaamheid nie. Al verstaan ek niks wat besig is om te gebeur, wat vir my voorlê nie, beteken dit nie ek moenie gehoorsaam wees aan wat die Here sê nie. Dis nie 'n verskoning nie. Die Israeliete roep om hulp en ons het dit nou gelees en die ironie van alles is, in hoofstuk 21 staan daar, dat die Here, dat hulle sê, elke mens het maar gedoen soos wat hy goed dink, want hulle het nie konings gehad nie, 'n koning gehad nie, en die ironie is, toe hulle koning kry, toe doen hulle in elk geval nie wat die Here sê nie. Van hulle het hulle nie. En in die Nuwe Testament kom in vervulling die profesie wat in Jesaja 9 vers 1 tot 6 staan, waarin ons sien dat die koms van die koning van die konings vervul is. Ek wil vra dat die band asseblief vorentoe kom. En ek gaan afsluit vir oggend. Wanneer ons terugkyk na hierdie verhaal van Gideon, dan maak niks eintlik sin nie. Of is ek verkeerd? Niks maak eintlik sin nie. God gebruik 'n angsbevange boer om 'n weermag te lei. Dit maak nie sin nie. Om vir daardie man te sê hy het te veel mense om die geveg te veg, terwyl hulle wemel, dit maak nie sin nie. Die instruksie om die weermag te verminder met die manier waarop hulle water drink,
Hoe maak dit sin? Die instruksie om ramshorings, erdepotte en fakkels te gebruik om 'n hele leer te verslaan. Dit maak nie sin nie. Net so maak baie van die goeters wat in die woord staan nie altyd sin nie, want dit is presies die teenoorgestelde van wat ons glo. God sê ons moet ons vyande lief hê. Hoe voel dit? Iemand wat jou te nagekom het, om vir daai persoon lief te wees, om vir hulle te bid, dit wat jy graag sou wou hê. Hoe voel dit om iemand te vergewe wat jou iets aangedoen het, sonder dat hulle gesê het, dit is jammer? Hoe voel dit, wanneer God sê, ons moet finansies gee waar dit nodig is? Maak dit sin? Maak dit sin, dat God sê, as ons hom vervolg, moet ons aan onsself sterf? Ons weet dit doen, maar dink logies vanoggend, maak dit sin? Om die grootste in die koninkryk te wees, moet ons die dienskneg wees. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek begin werk het, toe ek in die Volksblad daai tyd gekyk, wat se poste is daar beskikbaar waarvoor ek kan aansoek doen. En dan kyk as hulle nou vir jou sê, jy moet die kerk om uitveer, dan sit nou nie vir my so aantreklik nie, maar as daar nou staan bestuurder benodig, dan is dit nou vir my baie lekker om daai te lees, en wat is die vereistes? Want ons wil bo begin. Ons wil almal die hoogste leer klim. Ek vertel nou die dag, dat ons was in Duitsland gewees, en 'n man ry 'n riksha, karretjie. En die vroutjie wat saam met my daar is, my kind het daar gaan dans, en sy sê vir haar, sy vra vir hom, wat doen jy vir 'n lewe? En hy kyk so om na haar, toe hy sê, dis wat ek vir my lewe doen. Ek ry hierdie, dit is met 'n fiets gewees, dit is nie soos daar in Durban, maar daai rikshas wat so oplig nie. Maar hy sê, dis wat ek vir my lewe doen. Ek leef hiervan, ek gaan oor see wanneer ek moet, want dit is in die winter baie koud hier, en ek voorsien vir my familie hiervan. En die Here bring 'n nederigheid oor my. Want ons wil altyd gesien word. Ons wil altyd die hoogste wees. Ons wil altyd die meeste hê. En hier is hierdie man, en hy leef van dit. En hy's gelukkig. En ek besef, dat die Here na ons harte kyk. Hy soek ons harte. Want as ons hart op die regte plek is, dan vee ons dit met liefde vir hom. Want wat het hy nie vir ons opgeoffer nie? Wat doen hy nie vir ons? Dan help ons met liefde iemand wat dit nodig het. Hierdie goed maak nie altyd sin nie. Ek mag speel. Jesaja 55 vers 8 tot 9 staan daar. Die Here sê, ek dink heeltemal anders as julle. Ek doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Soos die wolke ver bo die aarde is die manier waarop ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe ek dink is baie ver van die manier waarop julle dink. Hy is God en ons is nie. Wat lê vir my voor in 2026? Ek weet nie. Maar ek weet een ding. As God daar is, dan maak alles sin. As God daar is, weet ek, wanneer God in die storie kom, is dit 'n kwessie van tyd tot die onmoontlike gebeur. En wil ek vanoggend vir jou nooi,
As daar iets in jou lewe is wat jy voel nie sin maak nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdeur in hierdie nuwe jaar kom nie. Ek stap met bagasie in die nuwe jaar in. Hierdie verhouding wat nie werk nie. My finansies klop nie. Hierdie siekte wat besig is om my hart en my gedagtes, my hele lewe oor te neem. Hierdie persoon wat nog saam met my was en nie meer is nie. Dan wil ek vanoggend vir jou vra om op te staan. Ek wil vra dat ons oë toemaak en miskien voel jy vanoggend soos Gideon, ek sien nie kans nie, ek kruip liewer hier weg op my stoel. Maar wees dapper, vegter. Staan vanoggend op. As daar iets is wat jy vanoggend voor die Here wil kom neerset en vir hom sê, Here, 2026 is oor 'n paar dae hier en hierdie maak nie sin in my lewe nie. Ek wil graag vir jou nooi dat ons dit voor hom kom neersit. Want hy beloof vir my en vir jou, ek is by jou, ek red jou. Hy sal ons nie alleen los nie. Al lyk dinge in hierdie wêreld bitter deur mekaar, al maak hierdie goed nie sin nie, dan kom staan hy vir oggend by jou en by my, en hy sê, ek red jou. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Ek wil vra dat mense, dat as jy naby aan iemand staan wat opstaan, dat jy net by hulle gaan staan en dat ons saam met hulle sal bid asseblief.